was 'n verhaal van die seentjie wat besig was om 'n groot klip te skuif. En hy het gesukkel om die klip te skuif. Ek dink ek het in die verlede al van julle van dit vertel, vir die wat dit nog nie gehoor het nie. Luister maar. En nou die seentjie sukkel nou met hierdie groot rots om hom te skuif. En sy pa staan en kyk vir hom. En hy sukkel en hy stoei en hy doen alles wat hy kan. Sy pa sê vir hom, maar jy het nog nie al jou krag gebruik nie. En hy sukkel en hy stoei en sy pa sê vir hom, gebruik al jou krag. Hy sê, maar pa, ek gebruik al my krag. Sy pa sê vir hom, jy het nog nie al jou krag gebruik nie. Hy sê, pa, maar doen en hy stoot en hy sukkel en hy worstel. Naderhand gee hy moed op. En sy pa gaan en hy sê vir hom, jy het nie al jou krag gebruik nie. En sy pa gaan en hy tel die klip op en hy skuif hom. Want sien, sy pa was sy krag. En die punt van die storie is, ons kan nie ons eie dinge in hierdie wêreld doen nie, ons het die Here nodig. Yes, amen. En ons vergeet so maklik die belangrikheid van hierdie dag wat ons vandag vier. Besef jy die betekenis van Pinkster? Besef ons nog wat Pinkster beteken? Hulle praat altyd van die goeie ou dae, en as ek kyk na die goeie ou dae, dan kyk ek terug hier in die 80s en 90s, toe ek nou nog 'n kind was en in die skool was. Pinkster was 'n wonderlike tyd, van maandag tot Saterdag of tot Sondag, het ons Pinkster gehou. Pinksterweek was awesome geweest. En die kerk was gepak. Want jy weet wat, mense het nog belang gestel. Stel ons nog ooit vandag belang? Weet jy waaroor gaan Pinkster? Dis die uitstorting van die Heilige Gees. Ons vier Kersfees, ons vier Paasfees. Maar vier ons ooit Paasfees en Kersfees nog reg? Of gaan Kersfees ons net oor persente en Paasfees oor paashase? Waaroor gaan dit? Het ons die boodskap verloor? Weet ons nog dat Kersfees en Paasfees gaan oor Jesus Christus? Want sien, as jy dit besef en jy besef, dit gaan oor Jesus Christus, gaan jy weet die belangrikheid van Pinkster. Want Pinkster gaan juis oor die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus het ons gesterf aan die kruis, maar hy het opgestaan. En toe het hy opgevaar na die hemel toe. Ons het ons hemelvaartdiens gehad, en weer eens, die was so baie min mense gewees. Ek is so hartseer. Die belangrikste gebeurtenis in die Christen geloof. En waar is ons mense? Ons het hemelvaart gevier vir die wat die was, dit is wonderlik, ons het dit gevier. Die Here het opgevaar na die hemel toe, maar jy weet wat, dit het nie daar gebly nie. Toe die disippels hartseer was, toe Jesus gesê het, hy gaan weg, toe sê Jesus vir hulle, moenie hartseer wees omdat ek sê ek gaan weg nie, want as ek weggaan, is dit voordelig vir julle. Hoekom is dit voordelig gewees? Want hy het sy Heilige Gees uitgestort. Maar sien die dag toe Jesus opgevaar het, toe sê hy vir sy disippels, julle moet wag in Jerusalem. Moenie weggaan nie. Wag vir die belofte. En Jesus het gepraat van die belofte. Nou ons weet vandag, daai belofte was die Heilige Gees. En op die dag van Pinkster was die disippels eendragtig saam gewees in die boventrek. Toe daar skielik tonge van vuur op hulle uitgestort is. En hulle het in tale begin praat. En hulle het kragdadig begin werk, want die Heilige Gees het hulle bekragtig. En dit is die ontstaan van die kerk. Meer as 2000 jaar, of omtrent plus minus 2000 jaar later, is ons nog hierso. Maar die hartseer ding is, die kerk het hulle krag verloor. Die kerk het sy krag verloor. Besef ons nog wat die Heilige Gees is, en wie die Heilige Gees is. Besef ons nog die rol van die Heilige Gees in die gemeente. Beweeg ons nog in en deur sy krag. Of doen ons dinge maar net omdat dit 'n godsdiens is. Ons moet Sondag kerk toe gaan, en dan gaan ons maar weer deur die week, en dan gaan ons Sondag kerk toe, maar is tradisie. Is dit wat dit is? Het jy 'n tradisie? Het jy 'n godsdiens? Los dit maar.
Want as jy 'n godsdiens wil hê, gaan los dit maar net eerder. As jy 'n tradisie wil hê, los dit maar eerder. Want dit gaan nie oor 'n tradisie of 'n godsdiens of wat ook al nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Wat lewe is 'n verhouding. Ons moet 'n verhouding hê met die Here. En Jesus het sy Heilige Gees vir ons kom gee. Laat ons nie alleen is nie. Laat ons kan bekragtig word. Laat ons in sy krag kan lewe en kan beweeg. Beweeg jy in die krag van die Heilige Gees? Het jy die Heilige Gees ontvang? Die Heilige Gees is daar vir ons gegee as gelowiges. En dit is die wonderlike ding. Ek sê mos die Here se genade verstom my elke dag meer en meer. Want toe ek hierdie besef ek net weer en so groot God is. Want nie net het Jesus sy hemelse heerlikheid verlaat, na hierdie stofferige aarde toe gekom, hierdie vervalle wêreld toe gekom, om aan 'n kruis te kom sterf, vir u en vir my. Hy het alles opgegee, en in ons plek, in jou plek, kom sterf. Sodat jy nie hoef te sterf nie, sodat jy die lewe kan kry, en lewe in oorvloed kan kry. En hy dit kom opoffer vir jou. Hy kom gee genade, vrylik. Maar nie net los die Here dit daar nie. Hy kom en hy sê, my kind, wag, ek is nog nie klaar nie. Ek het nou vir jou genade gegee, jy is my kind, maar ek is nog nie klaar nie. Hier is die Heilige Gees, woef, en hy gee sy Gees vir ons. Wat 'n groot God. Dat sy heiligheid, sy heerlikheid, sy krag in ons kom, woon en werk. Wat 'n groot God. En soos daai seentjie wat gesukkel het met daai klip, wat nie sy pa gevra het om hom te help nie. Hoeveel van ons sukkel en ploeter voort elke dag, maar ons gebruik nie die krag van die Here nie. Vra die Here om jou te help. As jy probleme het, gaan na die Here toe. Hy sal jou help, hy gaan jou nie los nie. Hy is God. Maar die ding is, glo jy dit? Glo jy dat hy is God? Het jy 'n verhouding met hom? Of het jy godsdiens? Wat het jy vanmôre? Het jy 'n godsdiens? Lees 'n versie in die oggend, sê 'n gebedjie op, Sondag gaan sit ek in die kerk, en so gaan ons maar voort. Maar jy het nog nooit by Christus uitgekom nie. Jy weet nie wat dit is om 'n verhouding te hê met hom. Ons in Suid-Afrika hou daarvan om godsdienstig voor te kom. Gaan wonder baie mense sê vir jou as jy met hulle praat, ek stel nie belang in godsdiens nie. Dan skok ek hulle so 'n bietjie en sê ek stel ook nie belang in godsdiens nie. Maar jy's dan 'n pastoor. So, ek stel nie belang om godsdiens te speel nie, want ek het Jesus Christus. Dis 'n verhouding. Hy's my vriend. Hy's die ene met wie ek wandel, met wie ek praat, by wie ek huil, by wie ek lag, by wie ek kla. Hy's deel van my lewe. 'n Meisie en 'n ouetjie wat uitgaan, hulle het nie 'n godsdiens, hulle het verhouding. Is dit nie so nie? Of gaan die meisie en die ouetjie by mekaar kom en dan gaan hulle klomp reëls sê. En dan maak hulle seker dat hulle volg 100% daai reëls. En ou boetie as hulle verkeerd gaan, dan vat hulle mekaar aan. Is dit hoe dit werk? Nee. 'n Verhouding is spontaan. Dis liefde. Dis 'n eenheid wat vorm. Tyd wat saam gespandeer word. Jy het gesien dat die jong paartjies as hulle so by mekaar kom en hulle is so verlief. Hulle wil hoeveel tyd saam spandeer. Hulle geniet mekaar se geselskap. Hulle lag saam. Hulle doen alles saam. Waar een gaan die ander. En hulle kan nie wag om by mekaar te kom nie. As hulle 'n dag van mekaar weg is, dan raak hulle hart sommer seer. Het jy dit al gesien? Hoeveel van ons het dit nie al ervaar nie? In ons eie lewens. Daai maatjie wat die Here vir jou gegee het. Is wonderlik. Maar dis hoe dit met die Here moet wees. Wandel met hom, praat met hom. Laat hy jou beste vriend wees. Want dit is 'n verhouding. En as jy gaan besef, dit gaan oor 'n verhouding. Nie net 'n godsdiens nie, dan gaan alles verander.
Want jy weet as jy Jesus in die middel gaan begin sit en jy gaan begin om 'n verhouding met hom te hê, raai wat gebeur nou? Nou gaan godsdiens en al daai dinge in plek val. Want dit is belangrik, maar daar's 'n plek. Jesus moet in die middel wees, nie jou godsdiens in die middel nie. En ek het al die voorbeeld gebruik en ek sê dit nou weer, dit is soos daai fiets. Gaan vat bietjie 'n fiets en dan vat jy daai speek in die middel, dan skuif jy hom. Dan ry jy bietjie hierdie straat af. Hoe gaan jy ry? Gaan jy daai rit op die fiets geniet? Hoekom nie? Die speek is daar, hy's net hier aan die kant waar nou in die middel ons jy gaan lekker op en af gaan ry. Want hy's uit balans uit. Maar sit die speek in die middel waar hy hoort, dan gaan al die ander dele in plek val soos dit moet en jy gaan lekker glad ry. Selfs met ons. As Jesus in die middel is, dan gaan al die ander dinge in die plek val waar dit moet wees. Maar jy kan nie die Jesus uit die middel uithaal en dit vervang met godsdiens of met dit of met dat of whatever nie. Want dit sal jy gaan probleme kry. Begin om 'n verhouding met die Here te hê. Begin dit deur die krag van die Heilige Gees te lewe. Hulle wat kinders van God is, word gelei deur die Gees van God. Word jy en ek nog gelei deur die Gees van God? Of word ons gelei deur die volgende series wat op TV is? Ek moet by die huis kom want ek moet daai series kyk. Ek kan nie die rappie mis nie. Ek kan nie dit en ons doen alles in die wêreld en dit is net wêreldse goed. Is dit wat jy gelei word? Deur jou begeertes, deur jou drome, deur jou plannetjies, of word jy gelei deur die Gees van God? As jy gelei word deur die Gees van God, gaan jy begin doen wat die Gees van God vir jou sê. Het jy geweet? Wil jy moet saam met my kyk in 1 Korintiërs 12, vers 28. 1 Korintiërs 12, vers 28. En God het sommige in die gemeente gegee om die stoele warm te sit, om aan. Is dit wat daar staan? Nee, maar dit lees mooi. En God het sommige in die gemeente gestel om die stoele warm te sit. Om godsdienstig voor te kom. Dis nie wat daar staan nie, is dit? Nou wat staan daar so? Kom lees saam met my. En God het sommige in die gemeente gegee, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Dis nou vir jou interessant. Het jy daai een woordjie gelees wat baie mense mis? Vir die van u wat sê nou maar ek sê pastoor nie. Luister mooi, lees weer saam met my die versie dan kyk jy of jy dit raak sien. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers. Het jy dit gevang? Helpers. Nou wat is 'n helper? Dis interessant dat die Bybel dit noem, né? So vir die wat nie dink jy het verskonings om weg te kom, om te sê ek sê pastoor nie, sorry, daar word jou plannetjies uitgevee, want die Here het helpers gegee. Ek is nie die enigste ene wat hier moet wees in die gemeente. Ek is nie die gemeente nie. Die gemeente gaan nie eens oor my nie. Dis nie my gemeente die nie. Dis Christus se gemeente. Jesus Christus lewe. Hy is in beheer. Dit gaan oor hom. Ek is 'n diensknegt. Die Here het vir my 'n rol gegee wat ek moet vervul in die gemeente. U is deel van die gemeente. Is u deel van die gemeente? Dan het u 'n rol om te vervul. En ons moet mekaar begin dien deur die krag van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is vir ons gegee om te dien. Die Heilige Gees is nie vir jou gegee om die stoele warm te sit nie. Dink nou net, hier's nou 'n jong man en hy kry 'n kar en hy bou daai kar op en hy sit vir hom extra turbo engines in hy. Soos hulle sê, tune hom op, laat hy ekstra krag het en daar staan die kar. En hy ry nie met die kar nie. 10 jaar later dan staan die kar nog daarso. Is dit wat gaan gebeur? Hoekom gaan daai ou die kar so op
hoe sal hulle op jazz of op tune of wat ook al. Hoekom gaan hulle dit doen? Want hy wil met daai kar ry. Hy gaan die eerste plek soek waar hy kan duis, of daar by die robot staan, en daar wegtrek, want hy het nou daai kar mooi ingestel. En hy wil daai krag laat uitkom. Maar is snaaks in die gemeente, gee die Here vir ons die Heilige Gees, maar ons sit op ons agterente. Om nou mooi Afrikaans te praat. U hoor wat ek sê, broer en suster. Ons kan nie net die banke warm sit nie. Ons moet begin opstaan en begin betrokke raak. Ons moet mekaar begin dien. Jy het 'n gemeente waarin jy 'n rol vervul en jy moet jou broer en suster dien. Dis hoekom die Heilige Gees gegee is. En hy sê vir ons, in die gemeente gegee, eerste apostels. Die Here het apostels daar gestel. Nou baie mense sê die apostels was net die 12 disippels, die apostels van daai tyd. En dit het weggeval. Ek glo nie dat dit weggeval nie, want ek lees nêrens in die woord van God dat dit weggeval nie. Die Here sê vir ons in sy woord het apostels gegee. Maar wees baie versigtig, want daar's baie valse apostels. Yes. Daar's te veel mense wat sê hulle is apostels wat dit nie is nie. En 'n apostel word nie deur mense aangestel en word deur God aangestel. En daar's te veel mense wat sê hulle is profete of pastore wat dit nie is nie. So wees baie versigtig om 'n rol te vervul wat jy nie is nie. Jy moet by die Here hoor waar jy inpas. Die Here het apostels gegee. Hy het profete gegee. En hy het leraars gegee. En ek dank die Here vir ons gemeente, vir pastoor Heinrich of leraar Heinrich, wat elke woensdag of elke tweede woensdag ons kom leer uit die woord van God. Volgende Sondag is pastoor Heinrich weer aan die woord, wat hy weer eens ons kom leer uit die woord. Hy is 'n leraar. Yes. Hy het 'n gees om te leer, om ons toe te rus. Dan kry jy pastore. Nou wat is die verskil tussen 'n leraar en 'n pastoor? 'n Leraar is meer gefokus op die leer, op die onderwys. Ja. Waar pastoor is soos 'n herder, wat oor sy gemeente waak, wat die wolwe moet weghou, wat na sy skapies moet omsien. Dis wat 'n pastoor doen. Hy is soos die herder van die gemeente. En daarom sal ek, wat die Here het my hier geplaas as die herder van die gemeente, as daar wolwe by daai deur inkom, sal ek hulle vinnig uitjaag. Yes. En dis hoekom ek intercessors nodig het. Mense wat kan intree, wat vir my kan sê, pastoor, die Here het vir my gewys, pas op. Nou sal iemand anders na my toe kom, pastoor, die Here het vir my gewys, pas op. Nou kan ek sien, daar's twee mense wat my nou gewaarsku het. Ons moet oplet. Maar ons het mekaar nodig. U het 'n funksie om te vervul in hierdie gemeente. En ek het dit al gevra en ek vra weer, wat is jou gawe? Ek het dit al 'n paar Sondae gevra. Wat is jou gawe in die gemeente? Wat se gawe het die Here vir jou gegee? Wat doen jy in die gemeente? En daai woordjie wat ons nou nog gesien het, helpers. Jy kan help skoonmaak. En as jy nie swaar goed kan optel nie, niemand sê jy moet altyd swaar goed optel of swaar werk doen nie. Het jy geweet die toilettens, daar moet nuwe toiletrolletjies inkom en die hande was seep houertjie moet volgemaak word, of die koffiehouers moet volgemaak word, of Sondag wat die blaadjies uitgedeel word. Het jy geweet dis funksies, dis helpers? Het jy gesien Sondagoggend, dit is vir my so interessant, hoe die sakkies hier in die gang afvlieg en dan gooi ons net die geld in. Nee, ons het mense wat die sakkies moet dra. Dis helpers. Jy mag miskien dink dit is klein, maar jy word genoem in die woord van God, want dit is 'n taak wat jy verrig, en weet jy wat, daai taak wat jy doen jy vir die Here. Amen. Hoe gaan ons kollekte opneem as ons die mense het wat dit gaan doen? Gaan ons vir mekaar sit en kyk? Ons moet mense nodig om dinge te doen. Ons het mense nodig om te help. Kom Sondag in, maak die gordyne oop, maak seker alles is reg. Dis dinge wat gedoen word. Gordyne gaan nie by hulle self oop nie, ek kan jou verseker. Want as die gordyne by hulle self moes oopgaan, dan was ek aan die ander kant van die straat.
Ons het mense nodig om die dinge te doen. Ons het mense nodig om goedjies te doen. Ons het mense nodig om saam te bid. En ek het dit al gesê, ek sê vir jou, hoe baie bid ons? Bid ons vir mekaar. Het jy geweet, dat is gawes van bemoediging. Jy kan iemand bemoedig. Jy kan jou hand om iemand sit en vir hulle bemoedig. Doen ons dit? Is ons getrou in die diens van die Here? Die Here het ons, soos hy sê, en God het sommige gemeente gestel in die eerste plek apostels, in die eerste, tweedens profete, en derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes, en dit is interessant, kragte, genadegawes. Interessant, genadegawes van gesondmaking. Interessant, hoe baie sien ons deesdae genesing? Wanneer laas het jy gesien dat iemand hande opgelê word en genees is? Maar die Here noem dit in sy woord, daar's genadegawes van genesing, daar's kragte, daar's wonderwerke. Vloei dit nog in die gemeente? Of het ons so godsdienstig geword, dat ons die krag van die Heilige Gees verloor het? Ons is so in ons moderne samelewing ingestel, dat dis nie moontlik om vir iemand te bid en hulle word gesond. Want dit is nie realisties nie. Ons is so in ons moderne samelewing ingestel, dat ons nie meer glo in kragte en in wonderwerke en dinge wat bonatuurlik is nie. Het jy dit al agtergekom? En dis eintlik hartseer. Maar jy weet wat is die snaakste ding? En ek praat nou die dag met iemand, toe praat ons so oor die mense wat sê, hulle stel nie belang in fabels, as dit kom by godsdiens nie. Dis hulle reg het, jy sê, pastoor, ek stel nie belang in fabels nie. Maar dieselfde asem, dan vertel hulle vir, weet jy wat nie, het jy gesien die UFO's en die aliens en, hulle het nou weer aliens ontdek en kyk nou vir Trump wat so alien files en goed vrygestel het en hierdie aliens en die aliens en eendag gaan die aliens kom en ons kom haal maar jy glo nie in fabels nie, maar jy glo in aliens en groen mannetjies. Hoor jy jouself? Ek glo in Jesus Christus wat hy doen. En die Heilige Gees is vir ons gegee om ons toe te rus. En ek glo in die kragte van die Heilige Gees. En daar kan vandag nog wonderwerke gebeur. Daar kan vandag nog genesings plaasvind. Ons moet net begin terugkom by die Here en hom voorwaardelik dien. Onvoorwaardelik. Dien ons die Here onvoorwaardelik. Of dien ons hom volgens ons voorwaardes. Die Here moet dans volgens ons pypies. Hy moet doen wat ons sê. Ons doen nie meer wat die Here sê nie, ons wil vir die Here sê wat om te doen. Is dit nie die samelewing waarin ons is nie? Kinders sê ons deesdae vir ouers wat om te doen. As kinders, as mens nou eintlik die 10 gebooie moet lees volgens kinders vandag, dan sal daar staan, ouers, julle moet julle kinders gehoorsaam wees. Want dit is mos hoe dit gaan deesdae. Kinders het nie meer respek vir hulle ouers nie. Jong mense het nie meer respek vir ouer mense nie. En dan wonder ons hoekom ons samelewing gaan soos dit gaan. Want ons het die krag verloor. So 'n vorm van godsaligheid, maar ons het die krag daarvan verloor. Dis tyd dat ons terugkom by Jesus Christus. Dis tyd dat ons dat toelaat dat die Heilige Gees in ons begin werk. En dis tyd dat ons in gehoorsaamheid begin wandel voor die Here. Want jy weet wat, as jy wil wonderwerke sien, beginne gehoorsaam wees. Want dis waar dit begin. Dit begin deur gehoorsaamheid. Die Here red jou omdat hy jou lief het, hy red jou uit genade. Maar nou wat jy gered is, behoort jy aan hom. En nou sal jy heilig lewe. Ons hou nie daarvan om daarvan te praat nie. Want ek hou van my partytjies, ek hou van my drank, ek hou van my vloekwoorde, ek hou van my films op die TV. Jy kan amper nie meer 'n film kyk deesdae nie, man. Nou die dag toe daar weer 'n film wat ek baie jare gesien het en ek dink, dis 'n goeie film. Sit hom op, skaars opgesit, hoe sit ek dit af? Want toe gebruik hulle weer die naam van die Here.
En het is interessant hoe dit werk nie. Dit wys jou hoe die Heilige Gees aktief in ons lewens is. Want in die verlede het dit jou nie geplan nie. In die verlede kon jy hoeveel films gekyk het. Soms so een na die ander. Ja, dis nou 'n goeie film. Vandag sit jy die goed skaars aan en sit jy dit al af en dan iets hier in jou is bots nie. Want dan besef jy nee, En dan tel jy al die vloekwoorde op en al die hoe in die Here se naam minag en is dit nie vir jou interessant? Hoeveel godsdienste is aan in hierdie wêreld? Nou kyk jy bietjie na die films. Sê vir my hoeveel films het jy al gekyk wat jy hoor dat hulle of Allah of Hare Krishna of wat sê Hindu gode. Hoor jy ooit dat hulle name eintlik gebruik? Hoekom is dit altyd wat jy 'n film kyk en sê Jesus Christ? Hoekom? Maar hulle gebruik ons God se naam en hulle sleep hom deur die modder en ons worry nie, ons kyk maar die films. Ons word deur hierdie wêreld meegesleep. Dis tyd dat ons moet terugkom en begin gehoorsaam raak aan die Here. Dis tyd dat ons God begin vrees. Maar ons hou mos nie meer aan die woord vrees nie. Ons moet God begin vrees en hom begin dien in waarheid. Want dan sal jy gelei word deur die Heilige Gees en raai wat, nou gaan jy skielik begin sien hoe die Heilige Gees beweeg. Nou gaan die Heilige Gees vir jou openbaar wat jou gawe is. En nou gaan jy begin dien. Want jy is gered, jy is toegerus en nou moet jy dien. Jy behoort aan God. Dit is deel van die liggaam. Jy kan nie op jou eie staan, jy gaan probeer op jou eie staan. Gaan sit 'n koeltjie en 'n vuur een kant. Ek daag dit uit, volgende keer as jy braai. Vat 'n een hout, dan sit jy hom een kant. En dan vat jy jou vleisie wat jy gaan braai, dan braai jy hom op daai stukkie hout. Hoe lank gaan jy vat om jou vleis gaar te kry? Jou vleis gaan nie gaar word nie, want hy stomp gaan yskoud raak. En sommige van ons is yskoud in die gemeente. Dan wonder ons hoekom ons aan die wonderwerke nie. Tyd dat ons aan die brand moet raak. Tyd dat ons moet bid dat die Heilige Gees oor op ons uitgestort word, dat ons in krag kan begin beweeg. Maar nou sit ek met 'n ander probleem, want nou bid ons vir 'n lewing, maar o Here, jy moet onthou die tyd. Ons het net 'n uur op 'n Sondag, Here. Die pastoor het nog 5 minute oor, dan moet hy klaarmaak. Maar Here, ek soek 'n lewing. Ek wil hê die krag moet beweeg, ek wil wonderwerke sien, Here. Ons kan nie eens die een dag wat die Here vir ons gegee het. 6 dae die Here vir ons gegee het, vra vir een dag. Gaan werk bietjie uit hoeveel persent is dit? 1 uit 7. Gaan doen bietjie wiskunde. Hy vra die minste. Hy wat alles gegee het, vra vir ons een dag. En ons kan nie eens 'n uur van daai een dag vir hom gee nie. Maar ons soek herlewing. Ons wonder waar is die krag. Ons wonder hoekom ons nie meer mense sien genees word nie. Ons wonder hoekom ons nie meer wonderwerke sien. Want ons het ons krag verloor. Dit is tyd dat ons moet begin ernstig word met Jesus Christus. En dit is tyd dat ons moet terugkeer na God toe. En dit is tyd dat ons moet begin hom eers te stel in alles. Want dan gaan die Heilige Gees beweeg. Dan gaan hy kan beweeg. Want Here, ek is gewillig. Gebruik my, Here. Here, waar ook al U wil hê, ek moet dien, Here. Gebruik my. En Here, as U my daar in die bosse wil instuur, as 'n sendeling, Here, stuur my. Here, as U wil hê, ek moet die toilet skoonmaak, Here, gebruik my. Here, wat ook al, Here, gebruik my. Is dit hoe ons bid? Of, nee, Here, ek wil op die voorgrond wees, Here. Ek wil op die verhoog staan, Here. U moet my op die verhoog gebruik, want anders gaan ek nie dien. Ek moet belangrik wees. Mense moet my sien. Is dit hoe ons bid? Of kan die Here jou gebruik daar waar niemand jou sien nie? Wat doen jy vir die Here? Sal jy as die Here jou nou stuur?
As die Here nou aan jou, met jou praat en vir jou sê, pak op en gaan. Gaan jy gaan? Of wat gaan jou terughou? Jou huis, jou kar, maar Here, ek het nog net 'n werk gekry. Here, ek kry 'n baie goeie salaris, Here. Here, nee, ek kan nie nou gaan nie. Is dit wat ons doen? Of as die Here jou stuur, gaan jy sê, Here, wat ook al U sê, sal ek doen. Tyd dat ons moet begin luister wat die Here sê, en nie vir die Here sê om vir ons te luister. En die probleem kom, hoekom ons nie meer wonderwerke sien nie, want ons wil hê die Here moet doen wat ons wil hê. Here, dit gaan oor U. Galasiërs 2:20, ek is gekruisig. Ek leef nie meer nie, Christus leef nou in my. En wat ook al hy wil hê, sal ek doen. Want ek is dood vir myself. Het jy gesterf vir jouself? Lewe Christus in jou. Is hy die Alfa en Omega, die begin en die einde, jou hele lewe? Want dan sal jy hom dien met alles wat jy het. Kom ons sluit die oë tot ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Here Jesus, dankie vir U genade, dankie dat U Heilige Gees kom uitstort het op ons. En Here, soos ons gelees het in die woord, U het klomp verskillende gawes en ampte in die gemeente gegee. Here, want U het ons nie geroep om net in die gemeente die banke warm te sit nie. Maar U het ons geroep, Here, om aktief te wees. En om deur die krag van die Heilige Gees ander te dien, en U te dien, die gemeente te dien, en betrokke te wees in die liggaam. Help ons, Here, dat ons die gawe van die Heilige Gees sal vasgryp en sal waardeer. En Heilige Gees, dat ons U sal toelaat om in ons te werk en deur ons te werk. Help ons, Here, dat ons aktief sal wees vir U. Dat ons aan die brand sal wees vir U. Want as ons as gemeente aan die brand gaan wees vir U, sal die wêreld miskien begin oplet. Sal die wêreld miskien begin besef, maar die woord wat ons verkondig, die boodskap wat ons verkondig, is eg. Maar hoe kan ons verwag die wêreld moet dink ons boodskap is eg, as hulle dit nie by ons kan sien nie, Here? Hoeveel keer dan leef ons nes die wêreld, maar dan verwag ons, hulle moet U in ons kan sien. O Here, help ons dat ons onsself sal ondersoek. Help ons, Here, dat ons onsself sal bid soos Dawid gebid het. Deur grond en toets my, o God. En kyk of daar by my 'n weg van smart is. Ondersoek my, Here. En daar waar ek verkeerd is, Here, help my dat ek sal regmaak. Help my dat ek sal besef dit gaan oor Jesus Christus en dat ek vir Christus sal lewe, dat ek vir Christus sal diensbaar wees in die gemeente. Want dis hoekom U Heilige Gees gegee het, om ons te bekragtig. U het ons nie bekragtig net om te sit nie, Here, maar U het ons bekragtig om diensbaar te wees en om U naam uit te dra. Hoe klein die taak ook al, of hoe groot die taak ook al, Here. Dat ons altyd agter die kruis sal skyn en die eer aan Jesus Christus sal gee. Of mense ons nou raak sien of nie, want dit gaan nie oor ons. Dit gaan nie oor hoeveel mense my kan raak sien nie, maar dit gaan of Christus my raak sien. En U sien ons raak, Here. U het ons raak gesien toe ons nog in die wêreld was, toe ons nog sondaars. En U het die bloed vir ons kom stort en ons kom vrykoop. En nou kom U en gee vir ons die kosbare Heilige Gees om ons te bekragtig, om ons toe te rus. Help ons dat ons diensbaar sal wees. Tot U eer en heerlikheid. Amen en amen. Nou gaan ons staan en sing.